Hallo almal, baie welkom by hierdie week se episode. In vandag se episode wil ek vir julle 10 grimeerfoute wys wat jy dalk doen. En natuurlik wil ek jou help, so ek gaan ook die regte manier vir jou wys. So bly net waar jy is. Die eerste fout is om nie jou velsorgprodukte te gebruik voor jou grimering nie. En dit sal jou bevochtiger en SPF wees. Voorbereiding vir jou onderlaag is so belangrik, want jou grimering gaan mooier lyk en langer aanbly. Die tweede fout is wanneer jou onderlaag te lig is vir jou nek. Ek dink dit is iets waarmee baie mense mee sukkel. Jou onderlaag is of te lig of te donker. En ek blameer nie die vrouens nie, want daar is nie altyd die beste hulp in die winkels nie. My raad is om jou onderlaag te laat toets en dan te loop met dit deur die dag om te sien hoe dit lyk in natuurlike beligting. Want die ligte in die winkels kan soms geel lyk op jou vel. Ek toets altyd my kliënte se onderlaag hier naby die nek, sodat jou gesig by jou lyf pas. Die derde fout is om nie jou onderlaag te blend by jou haarlyn nie. My raad sal wees om 'n skoon borsel of sponsie te gebruik wanneer jy jou onderlaag aanwend by jou haarlyn. Ek druk altyd my onderlaag in my vel in plaas daarvan om dit te vee. Die vierde fout is om te veel concealer te gebruik onder jou oë. Concealer se konsekwentheid is dikker as onderlaag en dit is geneig om in die lyntjies te gaan lê onder jou oë en dit lyk net nie goed nie. Wat ek altyd doen is ek gebruik 'n concealer wat 1 skakering ligter is as my onderlaag. Daarna maak ek 'n merkie onder my oog en dan ook by die buitekantse hoekie van my oë. Dan kan ons dit versag met 'n sponsie. 'n Ekstra wenk is om die concealer te versag in 'n opwaartse rigting vir 'n jonger voorkoms. Ek sien so baie mense wat dit doen. Die 5de fout is om jou mascara te pomp. Ek het onlangs 'n Marula Media artikel gedoen oor die einste fout. Gaan lees gerus daaroor. Probeer eerder die borsel draai in die houer om meer mascara uit te kry. My raad sal wees om af te kyk in 'n spieël en die borsel van die mascara so naby as moontlik aan jou wortels van jou wimpers te bring. Dan wiggle jy net jou mascara in. Dit sal jou oë groot en oop laat vertoon. Die 6de fout is om te veel poeier te gebruik oor jou gesig. Dit kan jou ouer laat lyk en al jou lyntjies sal meer prominent wees. In Engels noem hulle dit cakey. As jy 'n olierige vel het, gebruik 'n groot borsel met 'n klein bietjie lospoeier en wend dit aan slegs op areas waar jy altyd blink. Die 7de fout is om jou wenkbroue te veel in te vul, veral as jy dit baie donker maak. Wenkbroue kan jou grimering maak of breek en kan jou hard laat lyk as jy dit nie reg doen nie. Probeer eerder jou wenkbroue lig hou. So ek gebruik 'n wenkbrou mascara. Dit sal my wenkbroue stileer en effens invul. Dan kan jy 'n pomade gebruik om verder hier en daar in te vul. Die voorste gedeeltes is altyd lig en fluffy en dan bietjie donkerder na die stertjie toe. Nommer 8 is as jy jou blosser te laag aanwend. Dit is so belangrik om jou blosser op die regte plek te sit vir 'n jonger voorkoms. Ek wend my blosser aan net bo my wangbeen en versprei dit saggies na die appels van my wange. Die 9de fout gebeur baie en dit is om nie jou oogskadu te blend nie. En ek verstaan dat meeste mammas hassig is in die oggend. Al wat jy nodig het is 'n skoon fluffy borsel en jy gaan van links na regs beweeg oor die harde lyne. Dit sal jou seker 30 sekondes vat om dit mooi sag te maak. Die 10de fout is om nie te sorg vir jou lippe nie. Die winter is om die draai en droë lippe is nie mooi nie. Voor jy jou lipstifie aanwend, gebruik 'n lipskrop of 'n lipsalf om enige droë gedeeltes weg te vat. Ek hoop julle het hierdie week se episode geniet en dat julle baie geleer het. Vir meer raad en inspirasie, gaan volg my gerus op Instagram en TikTok, Makeup by Annelies. En voordat ek vergeet, maak seker dat jy ingeskakel is, want volgende week doen ons weer 'n oormaak sessie. Tot volgende week, totsiens.